Pretoria, is julle reg? Die reuse Steve Hofmeyer ikoonkonsert bring die roem van Suid-Afrika se kunstenaars byeen om Steve se gewildste liedjies saam met hom te vertolk in 'n besonderse aand by Moreletta Kerk. Ons gaan groot partytjie hou om Steve se 60ste verjaarsdag te vier. Dis 'n een keer in 'n leeftyd geleentheid. Moenie dit misloop nie. Saterdag 1 Maart 2025, Moreletta Kerk, Pretoria. Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. In the heart of summer, I never felt that strong, like a rock. Ja, so na die swaar onderwerpe van die vorige klompie episodes is hierdie 'n lekker een om te skiet. Ja, ek noem dit in die boek ook Steve Hofmeyer, die mens sonder 'n masker. Dit is 'n hoogtepunt in my lewe. Daar's mense wat in jou lewe inkom sonder dat jy dit verwag of besef, maar dan is hulle soos 'n storm wat oornag opsteek, maar waarvan jy later besef dit was nodig geweest. Steve Hofmeyer was so iemand geweest. Ons paai het gekruis die eerste keer toe daar die eerste seker maar omstredenheid gekom het met 'n konsert waarby ek betrokke was met sy konsert by die Taalmonument in die Parel wat ons wou in die media het al in 'n stadium verskriklik daaroor berig toe die Taalmonument die kontrak gekanselleer het. En ek was moeg geweest, ek het nie besef wat gebeur nie. Ons het 'n kontrak gehad en hulle het 'n paar klausules gebruik en met 2 SC's opgedaag in die Hooggeregshof om net te verhoed dat Steve daar optree. Maar in daai stadium het ek nog net kontak gehad met die bekwame Lisa, Steve se agent, en maar eendag toe lui my telefoon en ek tel op en haar is die stem dadelik herkenbaar en diep. Hallo, dit is Steve. En ek het net daar gevries, ek het soos 'n haas in die kopligte gevoel. Jy dink jy ken iemand omdat jy al stem hoor deur 'n luidspreker of hulle voel soos volksbesit soos Steve maar is, maar wanneer jy dit in jou oor hoor, sonder 'n verhoog, sonder 'n mikrofoon, dan tref dit jou anders. En Steve was alles wat ek gehoop het. Hy was eerlik, intens, sonder voorgee. En ja, dankie vir jou man. En jy wat opkom met hierdie wonderlike idees. Ek waardeer dit verskriklik, regtig. Ek dink nie jy kan verstaan hoeveel ek waardeer nie. Terwyl jy iets van die wêreld maak asof jy hierdie tigris is. Is daar mense wat my ondersteun en ek waardeer dit baie en ek sien dit raak. Dankie vriende, hoor liefde vir julle. Hy het gesê ek sien wat jy doen, Wynand. Jy het nie geswyg nie en ek waardeer dit. Met daardie woorde het iets in my losgemaak, en dis die dag toe ons pad saam en ons eerste slagveld van verskeie oorloë wat ons saam probeer beklei het, begin het. En die Taalmonument was vir my, het vir my 'n platform geskep om vir Steve weer te sit waar hy hoort nadat hy, ons weet nou al van al die verhoor waarvan hy verban is. En die Taalmonument in die Parel is iets wat ons baie na in die hart lê. Dit het eventueel toe nie net 'n hofsaak geword nie. Dit was 'n ongelooflike vlammehel, kan ek seker maar sê, waardeur ons moes gegaan het. En ek het gesien hoe Steve gemaklik teen die stroom swem, net waar ander stil bly, praat hy. Waar ander huiwer, stap hy in. En toe die uitspraak teen ons kom in die Kaapse Hooggeregshof, toe sê hy net kalm vir my, hoor, julle kan ons nie keer nie. Ons kan skuif. En hy was eenvoudig en beslis en oortuig daarvan gewees. Dit het, ek dink ook die verkoop 'n bietjie aangehelp omdat daar soveel omstredenheid was rondom die ding toe ons na die Wensie skuif wat Skalk Burger het sy plaas welbedagt aan ons beskikbaar gemaak net buite Wellington. En dis 'n plaas wat ook ek dink 'n vergestalting is van Afrikaner trots. Is nie net 'n rugby gesin nie, Skalk is ook bekend daarvoor hoe hy ook in die verlede vir onreg opgestaan het en hom nie laat voorsê het nie, maar dit was ook 'n uitdaging geweest. Jy weet, op die plaas was daar niks geweest nie. Ons moes 'n verhoogbou, beligting, waterpype lê. Maar deur dit alles het Steve nie getwyfel nie. Hy het my 'n paar keer gebel en gesê, "Wynand, die mense gaan kom."
Hulle gaan sing, ek gaan opdaag en hulle gaan saam staan. En Steve daag altyd op. Hy is die professioneelste kunstenaar wat ek ken in Suid-Afrika, wat ek in feite ken. Goed gestel, sal ek nou my regte vriende drop ooit. Okay, vriendin, liefde, ek is op pad. En die mense het opgedaag, 6000, see van liggies teen die Bolandse hemel, dis die mooiste imagery wat ons gekry het, en toe Steve wegval met sy eerste sang, het ek geweet, jy weet, hierdie man dra iets groter as roem, hy dra soveel mense se hoop, en hy dra soveel mense se innige swaar kry, en die manier waarop ons in hierdie land gemarginaliseer word, hy bedien sy mense, en ek het daar gekyk en gestaan hoe hy op die verhoog stap, en ek het gesien die mense begin huil, die trane blink alweer, en daar het Steve sy waarheid geleef, daar was hy op 'n groot verhoog weer, met sy eie show, en hy het daai aand gesing, of hy, as ek tenminste 2 shows gedoen, maar die eerste aand het my veral getref, daar was baie mense gewees. En daarna het ons begin saamwerk, eers professioneel en persoonlik, ek het hom eendag, ek het hom welbedag toe gery, weet net 2 mans in 'n bakkie, en sonder 'n plan, sonder 'n masker, ek het hom na die show toe gevat, en weer die eerste paar minute was hy stil gewees, ek kon agterkom hy berei homself voor op hierdie vertoning waaroor daar so baie geskryf het, maar eventueel het hy net begin praat oor die lewe, oor foute, oor sy kinders. En ek het my eie wonde gedeel, weet, my gesin, my mislukkings, weet, my pogings om op weer te bou, het was na COVID gewees. En toe hy praat oor nalatenskap, het hy so 'n bietjie geloer na buite, en hy sê toe net eenvoudig vir my, weet, as mense oor jare nog my liedjies sing, weet, dan was dit genoeg. En dit het die eenvoud van Steve weergegee en die eerlikheid, weet, en daardie sin het by my gebly. Dit was nie die Steve van die hoofopskrifte gewees nie, weet, en dit was net na die woke goed ook en die LGBTQ beweging, ek weet nie eens wat die goeders is nie. Maar dit is die man agter die geraas, en daai man het ongelooflik baie substance. Dis nie die ene waaroor die applaus gaan nie, maar oor betekenis. Hy lei sy lewe met betekenis, nog altyd. Weet, en later het is nogal 'n hilarious toneel gewees, toe ek die bakkie langs die pad trek, en want hy wou sy stem opwarm, hy diep asem gehaal en begin sing, geen mikrofoon nie, geen gehore nie, net daai son wat so begin sak in die Boland, en ek het teen die bakkie geleun en gekyk en gevoel hoe sy stem absoluut net suiwer, eerlik en vol lewe is. Daar staan hy nederig langs die kant van die pad en doen sy soundcheck, waarom sy stem op. Daardie oomblik het vir my gewys grootheid lê in eenvoud. Geld kom en gaan, opregtheid, integriteit, dit is blywend vir die res van jou lewe, en dit kan geld nie koop nie. So die publiek sien vir Steve die rockster, ek het vir Steve die mens leer ken, hy het saam met my en Sonet aan huis gebly, rustig, eenvoudig, ek onthou een aand na een van die welbedaagde vertonings het dit uitgeloop op 'n kuier, met baie lag, wyn, musiek, in die oggend lê Jacques Du Plessis en sy gitaarspeler Fish, soos 2 gesneeuwelde soldate daar op die stoep, en Steve stuur 'n stemnota, hy sê vir Sonet, jy moet kom kyk, ek dink 2 soldate het nie die nag oorleef nie, en ons het gehuil van die lag. Dit is een van daai klein oomblikke wat wys agter die legende is 'n man met humor, met warmte, met menslikheid, met tyd vir almal. Ek het nog nooit gesien dat Steve enige iemand met enige iets behalwe respek hanteer nie, en dit was met my en my gesin dieselfde. Ek was nooit die promotor. Hy het my nooit as die promotor of die organiseerder gesien nie. Ek dink hy het my as mens en my gesin laat waardevol voel, en dit waardevol voel, en dit was vir ons van onskatbare waarde geweest. Teen die tyd wat Gesiggie verskyn het in die Valkens digbundel, was die digbundel nou al so 3 jaar oud gewees. Ek dink hy het dit gelees en hy het seker al lankal planne gehad met die gedig, en hoekom ek dit weet is, ek het hierdie gedig geskryf vir 'n meisie waarop hy ook verlief was. Dit is nou baie jare terug, moet nie die meisie gaan soek
Maar Teens het dit goed gevind om so 'n gedig wat nie eintlik 'n lekker rymskema het of eintlik 'n goeie ritme het nie, te gaan verander in 'n lied wat klink asof hy moes gesing gewees het vir altyd. Ek was baie geëerd toe hy my jare wat later bel en sê ek gaan daai een sing. Sal jy dit goed vind? Sal jy dit goed vind? Ek het hom gesê jy sal vir my dit sal 'n verskriklike groot eer wees. Om my waarheid te sê, ek dink nie meer aan gesiggie as 'n gedig nie. As die woorde in my kop kom, is ek besig om Teens se wysie te sing. En toe ons sy 60ste verjaarsdag vier, het ek ook gesien dit waarna die media nooit verwys nie. Sy ma, trots en waardig, sy kinders, elkeen anders, maar elkeen ontsettend lief vir hom en hy vir hulle. Hy het deur die jare soveel gedoen om sy gesin so mooi bymekaar te hou. Daar was geen skouspel nie, daar was net egtheid gewees op haar naweek op die plaas. So ek sê, sy kinders is ongelooflik lief vir hom. Dit is waaroor die media nie skryf nie en elkeen baie suksesvol in hulle eie reg. En ek het daai naweek weer besef, hierdie man is nie die karikatuur wat die koerante probeer bou en voorhou nie. Hy's die pa, hy's 'n broer, hy's 'n vriend. En hy is die draer van hoop van baie mense in Suid-Afrika met 700,000 followers. Dis meer as rapport en huisgenoot saamgesit. So en interessante goed is, weet jy, Jean Engelbrecht bied elke jaar 'n reeks versnitkonserte aan op sy plaas net buite Stellenbosch. En daar het ek nou weer 'n ander soort ironie gesien. Jy weet, daar sit van die topbestuurders van die grootste maatskappye in die land, die mense wat nie in die publiek ooit sou waag om Steve te ondersteun nie of gesien te kan word om hom te ondersteun nie. En tog as die ligte afgaan, hulle is almal daar, hulle almal sing saam. En ek het besef Steve se invloed lê nie in advertensies of borgskappe nie. Ons moet in 'n bedryf kom waar sekere goed advertensies en borgskappe en gatekeeperry transcend. Dit lê in mense se harte. En hy raak iets aan wat jy nie kan stilmaak nie, dis identiteit. Ek het altyd Steve bewonder vir sy intelligensie. Mense sien die rebel, maar mis die denker. Hy lees meer in 'n naweek as wat ander in 'n maand of 'n jaar doen. Geskiedenis, politiek, letterkunde, alles. En sy vrae sny diep. En dis wel deurdag. Hy is nie bang vir ongemak nie. Hy praat oor dinge waaroor ander swyg. En party noem dit omstredenheid. Ek noem dit moed. Ek noem dit die moed van jou oortuiging. Ek noem dit om eerlik met jouself te wees en om eerlik deur die lewe te gaan. So Steve het nog altyd, soos ek sê, die beste uit almal uitgehaal. En die manier waarop hy hanteer is, sal nooit vir my reg wees nie. Maak nie saak wie wat sê nie. Ek onthou die dag toe ek die kansellasieverklaring van Steve Hofmeyr-Koen op DHL moes doen. Elke sin het ek so hard aan geskryf. Weet ons het die vorige episode die feite stelle uiteengesit, gaan baie meer breedvoerig in die boek wees. Maar toe ek dit nou moes kanselleer, weet daai droom wat vir soveel mense so baie beteken het en wat toe net daar lê koud en weet Steve het net vir my 'n boodskap gestuur, hy het gesê Wynand, jy het gedoen wat jy kon. Jy het my weer laat voel ek behoort, jy het saam met my gestaan. Maar wat jy nou nodig het, het rus en daardie is rus en daardie boodskap het my geweldig geruk. Nie om dit dramaties was nie, maar om dit eerlik was en ek het in daai oomblik het daai bietjie vindication vir my meer beteken as meeste goed wat in my lewe nog gebeur het. Want 'n ou is op 'n baie fragile plek nadat 'n mens soveel keer so plat geslaan is vir so lank tyd. So my verhouding met Steve is meer as 'n reeks projekte gewees. Dis 'n nalatenskap van wederwysige respek van twee mense wat mekaar in storms gevind het. Van 'n vriend wat by my gestaan het toe meeste teen my gedraai het. Dankie vir dit Steve. Ek weet dat daar is sensitiewe issues in die likwidasie en rondom Steve Hofmeyr-Koen. Wat nie lekker is om oor te praat met kaartjieverkope en gehore en sulke goed nie. Maar jy het by my gestaan en ek het die man agter die masker leer ken. Steve Hofmeyr is verseker nie net 'n kunstenaar nie. Hy's 'n mens met 'n hart vir sy mense en ek is trots dat ek kon sê ek het saam met hom daar gestaan.
Al was dit baie keer in die loopgraaf waar ons redelik gemaklik geraak het eventually, want ons moes so baie beklei. Aan die einde wil ek afsluit weer te sê, jy weet, van baie dinge in die lewe gaan vir my oor eer. Ek het daarna verwys, jy kan nie eer koop nie. Jy leef dit. En Steve leef sy waarheid elke dag op 'n eerlike manier met baie eer en met totale waardigheid. En ek sal hom altyd vir dit, ek sal altyd reuse respek hê vir hom vir dit. Goeienaand Loftus Versveld. Wat 'n voorreg om saam met jou ons ou pel teens te onthou. En hier is die gedig. Of vergeet jy my vir altyd, langs 'n mylpaal op jou pad. Onderstreep jy steeds die prentjies in die hoeke van my hart. Sloop die mure wat ek bou. En alles binne gesiggie hoort aan jou. Leg die kaart van liefde, al neem dit jou 'n jaar. Door die malmaak van ons briewe en die oor op ons bedaar. Gou gesiggie skud my hand as die lense vir ons loer.